Ja, die Heilige Gees lei ons. Dit is wat ons moet lewe voor, strewe, sy stem te hoor. Ek hoor nou die dag iemand sê vir my dat een van sy pastoor wat hy gehad het in sy lewe, vertel die storie dat wanneer hy op die snelweg ry, dan vra hy die Here op watse baan wil die Here hê moet hy ry. Ons moet daai verhouding hê, dat ons deur die Heilige Gees laat lei, want dan word jy van baie smarte pyn gespaar en jy proe oorwinning. Jy proe sukses. Ek gesels eendag met 'n oom in my gemeente en hy vertel my van 'n boorgat wat hy 40 jaar gelede laat sink het in sy werf. Almal het vir hom gesê, daar is nie water op die koppie daar waar hy bly nie, waar sy erf is in die dorp. Daar is nie ondergrondse water nie. Al die boormanne het vir hom gesê, jy gaan jou geld mors as jy hier boor. Hier is nie water nie, ek het oorkant die pad gelaat boor. Daar sê die boorman vir hierdie oom in my gemeente. Maar eendag toe die oom uit sy werf uit sy agterdeur uitstap, en hy stap so eentjie by sy agterdeur uit in sy werf, toe is daar so 'n grassprietjie, vertel die oom, so sy 3 vingers, wat so uitstaan, die lengte van sy vingers, sê hy. En duidelik hoor hy die stem van die Here, die stem van die Here, wat vir hom sê, daar is water. Daar is jou boorgat, duidelik hoor hy dit, vertel hierdie oom vir my. Ek het vanoggend nog met hom gesels, weer 'n keer, oor ander goed, ek sê jou nou sê, waaroor. En terwyl hy die stem van die Here hoor, bære het in sy hart, en hy kry die boorman, en hy sê vir die boorman, boor vir my 'n gat net daarso. Boorman sê, jy mors jou geld. Hy sê, ek betaal, jy boor. En hy kry sy water op daardie punt, waar die Here vir hom gesê, die Gees het hom gelei. Die Gees het hom gelei. Ons moet ons laat lei deur die Gees. Here, lei my, Here, lei my, na die waters waar daar rus is. Wel, dis 40 jaar later, en die oom het nog steeds water, en hy sê vir my, as ons net 'n pyp oor die pad kan gooi, as ons net hierdie water by jou kan kry, want hy bly so naby my. Ek het hom gehoor. Ek het 'n sloot gegrawe en 'n pyp begrawe, en wanneer ek water wil hê, dan kry ek dit van my naby buurman. Ek gee net 'n lykie en sê, kan ons die pomp aansit? En ek het vanoggend weer daar die pomp laat aansit, om my tuin nat te maak. 40 jaar het die oom die voordeel van hierdie water, en ek, sy buurman, het ook, naby buurman, het ook daar die voordeel. Die Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling. No condemnation. Een vertaling sê, no guilt. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is, en vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons moet ons deur die Gees laat lei. Ja, na die vlees wandel beteken, jy probeer self jou saligheid uitwerk. Na die Gees wandel beteken, jy glo dat Jesus self klaar die saligheid uitgewerk het. Baie mense het veroordeling in hulle lewe, omdat hulle nie na die Gees van God luister nie. En is nie almal al skuldig iewers gewees in die verlede daan, dat is nie na die Gees van God geluister het nie. Dat is iewerster gedink het nie, ons weet beter, ons gaan eerder na die vlees luister. Die vlees sê, daai ding kan nie werk nie, die Gees sê nie, doen dit so. Dis die 2 grootste wette in die lewe, is die wet van die Gees en die wet van die vlees. Daar is geen groter wette as hierdie 2 wette nie. Die wet van die vlees en die Gees, en dit stry elke dag in jou, na watter een moet jy luister. Die wet van die Gees sê, doen dit so, maar dit maak nie sin nie. Paulus sê, ek doen wat ek nie wil nie, en wat ek wil, dit doen ek nie. Ek moet luister na wat die Gees sê. Dit wat die Gees sê, maak glad nie vir die vlees sin nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Komma, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Baie mense is in Christus, maar hulle laat lei hulle deur die vlees, deur hulle IK, deur wat sekere somme sê, deur sekere geleerdes sê, sekere omstandighede sê, wat die geskiedenis sê, maar as die Gees jou anders lei, dan moet jy jou anders laat lei. Jy sien, verstand, IK, intelligensie, geskiedenis, slim mense,
Dit beteken net iets as dit dieselfde is as wat die Gees sê. As die oom geluister het na die slim mense en na die verlede en na die omgewing en na die bure, het hy nooit die gat gesink nie. En dat hy vir 40 jaar nie die voordeel gehad nie en sy buurman ook nie. Baie mense gaan 'n voordeel trek as jy na die Gees gaan luister. Romeine 8 vers 11 praat verder oor hierdie saak, 'n baie bekende vers en hy sê dit so. Hy sê en as. En ek het die woordjie as gehighlight. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in jou woon. In jou woon, die woordjie woon beteken dwell, habitation, not visitation. As jy hierdie Gees wat in jou woon, as jy hom laat praat, as jy hom die hoof maak van jou huis, as jy hom eerste, nie net okkupasie reg gee nie, maar eienaarskap gee, as die Gees van die Christus in jou woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, jou sterflike liggaam lewend maak. Daai woord sterflike beteken jy's nog nie dood nie, maar jy sal terwyl jy sterflik is, lewend gemaak word. Nie gestorwe nie, nie dooie liggaam nie. Ons weet eendag gaan hierdie dooie liggame opgewek word, maar kom ons staan gou stil hierby. God wil jou victories gee terwyl jy in hierdie liggaam is. God wil jou oorwinning gee, daarom moet jy na die Gees luister, as hy in jou woon, if you give him habitation, not visitation rights. Jy sien, liewe vriend, daar was een keer 'n man wat 'n huis gehad het met 10 slaapkamers, 10 kamers. En dan 'n sekere tyd, dan kom daar iemand aan die deur klop, en as hy die deur oopmaak, sit die persoon sy voet in die deur, en dan slaan hy 'n pimpel en pers, dis jou duiwel. Hy slaan hierdie eienaar van die huis pimpel en pers. Maar hy het maar die deur oopgemaak, want hy het nie geweet wie dit is nie. En dan môre aand klop daar weer iemand, of iewers klop daar iemand, en dan sê die deur oopmaak, is dit jou duiwel, en hy slat van pimpel en pers. Party kere is hy vir dae lank uitgeklits, dat hy daar lê. En eendag toe kom die Here en klop aan sy deur. En hy maak vir die Here oop en hy kuier lekker saam met die Here. Want die Bybel sê, as jy die deur oopmaak vir hom, dan sal hy saam met jou maaltyd hou en jy met hom. En hy sê vir die Here, wil jy nie maar by my bly nie? En die Here sê, ja, is reg, ek sal by jou bly. En hy gee vir die Here 'n kamer daar in die boonste verdieping van sy groot 10 vertrek huis. Daardie aand kom die ou duiwel weer om aan die deur te klop, nadat die Here na sy kamer toe is, en die ou duiwel klop aan die deur, en hierdie man wonder wie dit is, en toe hy die deur oopmaak, is dit die duiwel, en die duiwel slaan hom pimpel en pers. Soveel so dat hy uitgeslaan is, en die volgende dag, toe kom hy net so by, toe die Here van die trappe afgestap kom onder toe. Hy sê, Here, waar was u dan? Ek het vir u die kamer in my huis gegee. En die Here sê, dis reg, jy het vir my 'n kamer gegee, maar jy het nie vir my die voorkamer gegee nie. Jy het net vir my een van jou 10 slaapkamerhuise kamers gegee. Jy het net een vertrekkie vir my gegee. Ek het nie reg op die res van die huis nie. Hy sê, Here, ek is jammer. Ek gee vir u die hele boonste verdieping van my huis. Hulle kuier lekker tot laat aand. En so gaan die dag by, en een aand toe kom die ou duiwel weer klop, maar hierdie man weet nie, dit is hy nie, en hy maak die deur oop, en die duiwel slat van hom pimpel en pers, en hy is baie teleurgesteld, en hy sê die volgende dag, toe hy bygekom het vir die Here, wat is dan fout, ek het dan vir hierdie huis se boonste verdieping gegee, die Here sê, maar jy het net die boonste verdieping gegee, en jy kan self dink dat die storie nou aangaan, dat die man al hoe meer gegee het, elke keer, en eventueel hou hy net sy kamer uit. Jy weet, in sy kamer bære hy dalk nog goeders op in sy laaikassie, boekies waarna hy kyk, wat hy nog nie wil opoffer nie. Hy kyk sekere programme op sy TV, wat hy nog nie wil opoffer nie. En hy doen sekere dinge in sy kamer moet, ja, jy het reg gedink. Waarvan die Here nie mag weet nie. Hy wil sy kamer uithou, en daardie aand kom daar weer iemand aan die deur klop, en die persoon kom in, en hy slat van pimpel en pers. Ek sê vir jou, pimpel en pers, hy is sommer katswink geslaan.
Volgende dag sê, Here, ek het dan die hele huis vir jou gegee. Hy sê, maar ek moet jou hele huis sê, jou hele huis, jy het nie jou kamer vir my gegee nie. En hierdie man besluit om 'n totale oorgawe te maak. Jy moet jou deur die Gees laat lei. Baie mense sê, ek het die Here in my huis. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Jy laat jou hele lewe deur die Gees lei. En hierdie man gee oor, en toe die duiwel weer klop, toe kom die Here afgestap by die trappies. En toe die Here die deur oopmaak, toe sê die duiwel, jammer, ek is by die verkeerde adres. Wil jy ook hê siekte moet van jou wyk? Wil jy ook hê armoede? Wil jy ook hê duiwelsgedagtes? Wil jy ook hê vloeke en omstandighede moet wyk? Laat jou deur die Gees lei. Jy lei nie meer sekere kamers in jou huis nie. Die Gees lei die hele huis. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in jou woon, habitation, in jou woon, dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, jou sterflike liggaam lewend maak. Hy gaan jou in posisies van oorwinning plaas. Nou kom die Bybel in Romeine 8 vers 12, waar hy sê, daarom dan broeders, is ons skuldenaars, we are in debt. Nie aan die vlees om volgens die vlees te lewe nie, maar, want as jy na die vlees lewe, gaan jy sterwe. Die duiwel gaan jou kom slat. Maar as jy deur die Gees lewe, dan sal jy lewe. As jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Kom ons maak hierdie gedagtes dood. En ons laat ons deur die Gees lei. Ek het by geleentheid 'n sekere redelike groot artikel gekoop, of stuk besitting. Mense het vir my gesê, jy moet nie hierdie besitting koop, hy is stikkend. Hy staan vir jare buite. Hierdie besitting was rooi gewees, maar vanweë al die son was hy nou al pink gewees. En ek dink toe by myself, ek voel in my gees, die Gees sê vir my, koop daai ding. Die eienaars van hierdie besigheid sê, moet dit nie koop nie, jy gaan groot skade ly, hierdie ding is langstikkend. Maar hierdie storie, en ek gaan daar weg, en dit pla my baie, elke dag dink ek aan die ding, en ek weet die Gees sê vir my, koop hom. Ek gaan na hulle toe, ek maak 'n aanbod, en hulle aanvaar my aanbod eventueel, want die aanbod is maar die skrapwaarde van wat jy vir skroot by die skrootwerf sal kry. Wel, hy item werk vandag, en hy is baie meer werd as wat ek vir hom betaal het. Want die Gees het my gelei. Die Gees wil jou ook lei, sodat jy kan lewe. Jy laat jou deur bekommernis lei. Jy laat jou deur mense lei. Jy laat jou deur negativiteit lei. Jy laat jou deur wetenskap lei. Jy laat jou deur wat die gesondheidsgurus sê lei. Laat jou 'n bietjie deur die Here lei. Het is daar die stem wat met jou praat. En hierdie week was ek by mense aan huis, en terwyl ek by hulle aan huis is, hoor ek duidelik hoe die Gees vir my iets sê. Net 4 woorde. Ek het niemand iets gesê daarvan nie, behalwe vir my vrou het ek na die tyd vertel. Toe ek by die huis kom, vertel ek vir haar die 4 woorde, en ek koester dit in my hart, ek sal daarna luister. Die duiwel sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Die duiwel sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Die duiwel sê dalk vir jou, moenie dit doen nie. Die bure sê, hier is nie water nie. Die boorman sê, hier is nie water nie. Maar wat sê God se Gees vir jou? Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. We are in debt. Nie aan die vlees nie, maar, want as jy na die vlees luister, sal jy sterwe. Jy sal sterwe, maar ons is in debt om na die Gees te luister, om die werke van die liggaam dood te maak. Almal, sê Romeine 8 vers 14, wat deur die Gees gelei word, hulle, die is kinders van God. Ek wil my deur die Gees laat lei. Here, ek wil in 'n nouer verhouding met U staan. Ek wil my deur die Gees laat lei. Maar die dieptes van hierdie woord is eintlik baie dieper as wat hierdie diepte is wat ek nou gesê het. Hierdie woord sê eintlik, ek sal my laat lei dat Jesus vir my aan die kruis van Golgotha gesterf het.
Die vlees sê, ek moet self my saligheid koop. Die vlees sê, ek moet nog diere dalk slag, of ek moet sekere dinge doen om gered te word, of ek is nie goed genoeg nie. Die Gees sê, Jesus het klaar alles aan die kruis van Golgotha betaal. Die Gees sê, it is done. The battle is over. Ek sal my deur die Gees laat lei wat sê, jy is goed genoeg as jy Jesus se bloed aanneem. Jy is goed genoeg as jy glo aan die kruis. Dis wat hier staan. Vriende, daar's geen veroordeling. There's no guilt at all. There's no condemnation at all for them that are in Christ Jesus. Vir hulle, wat hulle deur die Gees laat lei. Wat sê die Gees? Ek is vry. Laat jou deur die Gees lei. Weet jy, as mense wat mal word, omdat hulle nie glo, hulle is goed genoeg nie. Mal word, omdat hulle nie weet dat Jesus die prys betaal het nie. Mal word, omdat hulle hele tyd fight om goed genoeg vir God te wees. Hulle word letterlik kranksinnig, die duiwel lieg vir hulle. Come on, sê dit saam met my, ek is vry. There is now then no condemnation at all for them that are in Christ. Glo dit en laat jou deur die Gees lei. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Glo dit 'n bietjie. Die duiwel sê heeltyd vir jou, wil hy jou herinner aan jou verlede, wat jy verkeerd gedoen het, en dat jy nie goed genoeg is, en dat jy gestraf gaan word. Laat jou deur die Gees lei, hy het klaar die straf gedra. As hierdie boodskap iets vir jou beteken het, wil ek vir jou vra om vir my 'n WhatsApp te stuur en sê, ek sê net, hierdie boodskap het vir my iets beteken, ek vat dit, dat ek vry is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie boodskap. Ek wil aan u die dankies gee, dat Romeine 8 vers 1 sê, ek is vry. Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ek gee aan u al die lof, eer en aanbidding. Amen, amen. So bly, jy het hierdie woord ontvang. Ek wil jou vra om vir my 'n WhatsApp te stuur en vir my te sê, ondersteun. As jy graag hierdie bediening finansiëel wil ondersteun, ons wil vir ons nuwe toerusting kry, om hierdie werk meer effektief te doen. En as dit in jou hart is, stuur vir my 'n WhatsApp met die woord ondersteun. En dan stuur ek vir jou ons besonderhede. Mag God jou ryklik seën. Tot volgende keer hoor, bye!